Goeiemôre, jy's ingeskakel hier op Radio 33, hier op die program met die naam van Aktuele Sake. Elke Woensdag saam met my Marius Bam en natuurlik ouer gewoonte saam met Mike Polhuis. Nou vanoggend gaan ons gesels 'n bietjie oor rumoerige bure, 'n buurman wat dalk, kom ons sê byvoorbeeld, sy kar die hele dag ref of 'n gehamer en kap en gegrain en weet daai tipe van ding, of jy het bure wat letterlik op 'n Woensdag partytjie hou, op 'n Donderdag, op 'n Vrydag, 'n hele naweek deur is dit harde musiek wat speel. Wat staan jy op die einde van die dag te doen daarom? En dit gaan maar net weer 'n keer oor wederwysige respek, waar ander mense byvoorbeeld nie sien of dit kan indink dat dis miskien vir hulle nou pragtig om die musiek te hoor, maar die res van die buurt wil dit nou nie hoor nie. Of jy kry nou byvoorbeeld 'n buurman wat se gras, soos vanoggend se komment wat ek gesien het op ons promo video, 'n buurman se gras wat al heuphoogte is, wat dit nie sny nie. Met ander woorde, daai lang gras veroorsaak dan weer die uitbroei van muskiete, vlooie, bosluise, you name it. Dit is die ding wat op die einde van die dag 'n probleem veroorsaak. Of jy kry mense wat byvoorbeeld nie omgee hoe lyk hulle erf nie, en dit is papiere en rubbish wat oral te lê. Ek het al op 'n plek gekom en ek het gedink die huis is leeg en weet, tot my verbasing het ek gesien dat daar wel mense daar bly. Ja, partymal is dit maar 'n ding van armoede, maar ou het ook maar 'n plig teenoor jouself en ook jou gemeenskap. So dit kom maar weer 'n keer neer op wederwysige respek, wat beteken alles wat jy doen, moet jy dink aan hoe affekteer dit die buurman langs aan? Hoe affekteer dit die mense in my straat? Hoe affekteer dit die mense in my gemeenskap? En dan kry jy ook nou byvoorbeeld mense wat die infrastruktuur breek. Jy kap die pad op vir 'n simpel rede. Jy kry weer ander ou wat gaan en doelbewus 'n kraan gaan iewers te afbreek. En die water loop uit liters by liters. Jy kry byvoorbeeld 'n persoon wat sal gaan en 'n stopteken. Ek het vanoggend weer 'n nuusberig gesien iewers in 'n dorp, ek kan nie die dorp se naam onthou nie, waar bitter baie padtekens en straatname afgehaal is en gebreek is. Nou vir ander ou is dit kattekwaad, maar jy verstaan nie die impak van dit as jy 'n straatnaam afhaal nie, want ander mense gaan dalk kom soek na daai straat, koeriers, nooddienste, jy weet daai tipe van goed. So alles wat ons doen, moet ons dink wat ons doen en hoe affekteer dit die ou langs my, oorkant my en in my totale gemeenskap. Maar Mike sal nou vanoggend met ons daaroor gesels. Ek glo hy het ook al baie dinge gesien wat 'n ou sal skok. Goeiemôre Mike, baie dankie weer eens dat jy jou tyd afstaan om met ons te kan gesels. Môre, ja. Ja nee, kyk, die opskrif homself 'n groter opskrif sou wees: wat is die alledaagse goed wat 'n probleem of 'n irritasie of 'n ding is wat jou pla en 'n onopgeloste ding is in jou gemeenskap tussen, jy weet, die sonde met die bure. En ook groter en wyer in jou, nie net in jou straat nie of jou buurman nie, maar ook in daai gemeenskap. Nou, ek wil begin met geraas. Weet, partykeer is daar mense wat bietjie wil party en ek kry redelike oproepe van mense wat kla oor geraas. So hier's wat die wet sê. In enige gebied waar jy bly is daar reëls. Jy weet, jy kan byvoorbeeld, daar staande reëls, soos byvoorbeeld jy kan nie met 'n wapen in daai area skiet nie, jy mag nie in 'n beboude gebied 'n vuurwapen afskiet nie. En natuurlik, die wapenwet vereis dat jy slegs jou vuurwapen mag gebruik as daar imminent danger is. Jy weet, as daar 'n definitiewe waarskuwingskoot afgestuur moet word, wanneer daar 'n beplande moord of 'n roof is ensovoorts. Maar die normale geraas waarvan ek praat is mense wat hulle hi-fi te hard sit, 'n party hou of jy weet iets gereël het.
die protokol is vir die wat luister, as jy so iets beplan, moet jy die bure in ag neem. Vir die wat luister met wie dit al gebeur het, ek gaan albei aanspreek. So die wet sê, jy mag nie 'n geraas maak nie. Maar die wet is ook buigsaam in die sin van, as iemand in 'n straat sou sê, luister, it's my 21st, of ek word 60, of wat ook al, en ek sou graag net so 'n partytjie wil hê, ek stuur vir julle almal 'n notification en 'n versoek. Jy weet, 'n vriendelike dokumentjie wat net sê, of 'n kaartjie wat sê, ek word 60, ek wil 'n klein get-together hou by my huis, dis my huisnommer, straat, detail, ensovoorts, en dit mag dalk gehoor word deur 'n paar strate op, ensovoorts. Ek stel daai mense net in kennis, dat dit is die geval, en ek vra ook vriendelik versoek, of dit oukei sal wees, en ek sal hierso by 12 uur seker maak dat dit stil is, en ook dat daar ordelikheid sal plaasvind. Die probleem is met 'n party, hy ruk gou hande uit, en vir een of ander rede, as die ouens drink en te kere gaan, dan raak hulle fucking doof. Dan kan hulle fokol hoor, en dan sit hulle daai hi-fi so hard laat, jy hoor hom myle ver, woepoe, 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 en veral die bas. So, dit is inconsidererend. Dit sou beter wees as jy 'n party sou reël, dat jy dit by 'n venue reël, waar die fasiliteite daar is om geraas te kan absorbeer en dit toelaatbaar is. Maar mense, house parties, ek het nie 'n probleem met 'n house party, ek stel dit eintlik voor, want dis minder ryery, minder ander gevaar, want onthou, mense raak geswaai en dan ry hulle. En die meeste ongelukke wat gebeur, is in die aande tussen 11 uur en 4 uur in die oggend. Weens mense wat of moeg is, of 'n end moes ry en onbedagsaam is of beïnvloed is deur een of ander middel wat hulle ingeneem het. So die bottom line met geraas is, jy moet in ag neem hoe dit die mense om jou affekteer. Ek kry ook klagtes oor ouens wat, jy weet, privaat werk doen, soos houtwerk of een of ander masjineriewerk. En jy weet, die hele wetlikheid omtrent wat jy mag en nie mag doen nie in 'n geboude gebied is baie duidelik en bekombaar en moet gelees word. Jy kan nie byvoorbeeld, as jy net 'n klomp mense in 'n straat by, sommer net 'n besigheid begin nie. Want al daai goed het 'n effek op daai straat. Daar's meer verkeer, daar kom meer mense, daar's meer alles, en hy's nie uitgelê vir 'n besigheid nie. En besighede gewoonlik, as iemand om begin, is iets wat groter en meer raak, en dan kan jy naderhand nie meer die mense, jy weet, akkommodeer nie, en dan affekteer dit jou bure. So, wat is die golden rule, in ieder geval in 'n straat of in 'n gemeenskap? Do unto others as you would have loved them to do unto you. So jy moet in ag neem, as jy sommer 'n boor gaan gebruik of gaan saag, of selfs die grassnyer gebruik en wat ook al, neem net in ag, wees net konsidererend. Party ouens staan vroeg op 4 uur die oggend, dan sê hy uit, en hy's op en af en wakker en heen en weer, besluit sommer om dan die gras te sny of 'n moerse ding aan te vang by die huis, wat ook groot geraas veroorsaak. Vir ander in die huis wat graag wil laat slaap of later wil slaap. So ek noem dit net, want jy sal nie glo nie, dis alles issues hierdie, en die issues raak net erger en groter. Ek praat nie eens van mense wat kla oor honde wat aanhoudend blaf. Al daai goed moet jy in ag neem. Nou, die mens is so aan mekaar gesit, dat as hy iets baie hoor oor 'n tyd, dan hoor hy dit naderhand nie meer nie. So op 'n stadium raak mense maar die geraas en die hondeblaf en al die normale white noise en geluide gewoond. So as die krag ewe skielik af is of die honde is verwyder, dan hoor die persoon eers die stilte. En jy kan stilte hoor. Daar's 'n groot verskil tussen die aanhoudende geraas en white noise wat ons elke dag hoor, en dan die doodse stilte as byvoorbeeld die krag af is of iets. So, maar wees konsidererend. Waar jy jouself ook al bevind, neem in ag wat sê die wette oor geraas in jou omgewing, en stel mense in kennis as daar geraas gaan wees. Maar pas die wette toe. Jy weet, nou kan ons hom nou verder vat. Met honde praat met die mense,
Kry baie klagtes van mense wat baklei. Die ou se hond doodgeskiet of die ou se kat vergiftig en. Jy het 'n verantwoordelikheid as jy diere het om hulle te kan beheer en te leer. En as jy dit nie kan doen nie, dan mag jy hulle eenvoudig nie aanhou nie. As jy honde het wat heeltyd uitbreek en by ander mense skade veroorsaak, sê ek nou vir jou, het daai mense in die ander partye reg om op te tree. Hulle kan sake maak, hulle kan eise teen jou inbring, hulle kan kriminele sake maak. Hulle kan jou verklaar en party ouens verloor dit, soos in die laaste groot saak wat ons gehad het, die ou wat die katte almal doodgeskiet het by die gastehuis. Dit gebeur. En mense moet in behoorlike kommunikasie met mekaar wees. Ek sê altyd, as daar probleme is in jou omgewing en jy praat met die mense, tensy hulle gatte absoluut aan julle afvee en julle met disrespek hanteer, bel ons, dan kan ons toetree, of 'n ander autoriteit of die polisie. Rommel. Jy sal nie glo hoeveel mense, waar hulle ook al bly, moer net goed in hoeke en op plekke neer, en neem nie in ag hoe lyk dit vir die buurman, of hoe ruik dit partykeer, of hoe kom dit voor nie. Ek is verbaas dat, jy weet, ek verstaan die verskriklike armoede, maar iets wat ek nog nie kon verstaan nie is, jy kan arm wees, maar jy kan nog steeds net en ordentlik en skoon wees. Op die einde van die dag is dit tog die bepalende faktor wat jou identifiseer. Is jou netheid, jou skoonheid, hoe dit die bietjie wat jy het na omsien en laat dit skoon, netjies en ordentlik is. Maar ek is verbaas, veral arme mense of mense wat in armoede is, wat soveel rommel om die huis het, soveel gemors, en self ook partykeer soveel gemors binne in die huis. So, dis miskien 'n teerpuntjie hierdie, maar dit is op die ander, dit is, jy weet, op die einde van die dag, die mens is vir my 'n verskriklike wese in die sin dat hy nog nie werklik waar geleer nie eers na COVID, dat enige vorm van onnetheid, vuilheid, rommel en al daai tipe van goed, maak jy jouself net oop vir verdere en ander en meer vorms van siektes en nadeel. So wees bewus van rommel. En dit vat niks van jou en jy weet mense doen dit. Mense ry by jou verby en hulle moer dinge by vensters uit. Dit vat niks van jou en daar waar jy jouself vind of jou strol doen of gaan draf om net eenvoudig bietjie van die vuil goed op te tel. Weet jy, oral waar ek draf of waar ek gaan, as ek 'n waterlek sien byvoorbeeld, of ek sien 'n risiko van waar kan ingebreek word, jy weet, digte bosse wat geknip moet word langs die pad of by 'n huis of by 'n laning of wat ook al. Waar ek myself ook al vind, ek is heeltyd bewus van alles om my en hoe dit is. En jy weet, as ek hier en daar op 'n groot grasperk 'n blikkie kry of so iets en ek kan dit in die hand vat tot by waar ek by iets verbykom waar ek dit kan ingooi, dan doen ek dit. Dis vir my 'n gewoonte. Ek wel dink daaraan hoe taai en kwaai ek met 'n persoon is en hy moet maar hoop of ek sien nie hom of haar wat dit doen nie. Maar op die einde van die dag, we must be doers, not only thinkers of sayers. Jy weet, jou gedagtewêreld is daagliks oorval met letterlik honderde duisende goed wat deur jou kop vlieg en beweeg en heen en weer gaan. Grab those that you can contemplate, consider, plan and execute. Wat positief is. Op die einde van die dag, jy weet, die ou stellings wat ek nog altyd voorheen gemaak het, hoe meer jy intree, toetree, 'n verskil maak, help, gee. It's reverse psychology, hoe sterker word jy, hoe meer 'n beter persoon word jy. En hoe beter voorbeeld jy stel. Jy weet nie of iemand daar uit die venster uitkyk en sien, hier stop jy en jy tel 'n bietjie rommel op of maak iets netjies. En dit inspireer weer daai persoon. Jy sal nooit weet, jy sal partykeer sien met die wat direk met jou te doen het as jy sulke aksies uitvoer soos wat ek nou verduidelik het. Wat 'n verskil maak dit in hulle lewens en 'n voorbeeld wat jy stel. Maar jy sal nooit weet wie anders op 'n afstand of van wat gehoor het of
jy weet dit eenvoudig geïdentifiseer het, wat se verskil dit in hulle lewens kan maak, en dit dan weer, hulle daai verskil kan maak in ander se lewens. So we need to set the example, en moet seker maak dat ons behoorlike kommunikasie het, met almal in ons omgewing, en ons bure en ons mense, en om konsidererend te wees, en om jou naaste te probeer, die hardste wat jy kan, liefde hê soos jouself, dan sal jy alles in ag neem, van die geraas tot hoe jou plek lyk en voorkom. Jy weet, dan kom ons nou by sulke goed soos infrastruktuur. Dit is 'n algemene ding dat ons, en dit is waar, en ons is reg, dat ons kla oor potholes, en wat aangaan in ons omgewing, die beskadiging van infrastruktuur. Jy weet, ek het vir jare, het ons in ons omgewing 'n ou wat, ons weet nie wie dit is, ek vermoed is 'n man, ek het al intensiewe ondersoek probeer doen om te probeer uitvind, ek het al karspore geïdentifiseer, voertuig se bakkie, se tracks behoorlik probeer identifiseer en so te probeer uitvind, maar hier in ons plaasomgewing is soveel bakkies soortgelyk, so dit is baie moeilik. En hier's nou nie kameras en allerhande goed in op al hierdie plaaspaaie nie, maar hier dit nou lyk my opgehou. Hier was op 'n stadium vir jare 'n persoon wat eenvoudig net met 'n baie swaar bakkie sterk voertuig met heel moontlike, ek het dit geïdentifiseer as 'n boelbaar met die skuurmerke, teen die straat notification bord staan en hom dan net platdruk en oor hom ry. Net so. En as ek nou verbydraf, dit help nie jy draai hom opdruk of want hy's plat. Want die oomblik as jy hom oplig, dan knak hy yster en dan breek hy. So nou lê hy daar. So dis 'n groot probleem. Nie net is dit 'n risiko vir enige kar wat daar sou wou aftrek en daai ding staan so 'n paar sentimeter nog op. Dis vir 'n voetganger 'n probleem en dit vat die waarskuwing verby dat byvoorbeeld daar's 'n draai in die pad of dit is die hoeveelheid kilometer restriksies wat jy moet volg. Dit vat die waarskuwings weg. En dit het my baie kwaad gemaak en ek het geswets en te kere gegaan as ek gedraf het en dit nou gesien het en probeer met my mense om dit te fix. Maar wat ek wil sê is op die potholes en die goed by julle en waar mense ook al bly. Dit is jy gaan jouself opwerk oor die infrastruktuur, oor sulke goed soos wat ek nou genoem het en enigiets wat die infrastruktuur benadeel. But it would be a good thing to try alles in julle vermoë om uit te vind wat is die rede vir die nalating, dit aan te spreek, die stadsrade, munisipaliteite aan te spreek. Al daai goed moet jy doen as 'n gemeenskap. It's a good thing to do it. Maar op die einde van die dag, kry 'n paar ouens saam, koop die sakkie sement, make the mix, kry die cones, fix die pothole. Hier's die ding as jy dit nie doen nie. Hy gaan groter raak, meer raak en ouens gaan eventueel skade hê op sy voertuig. Jy weet daar ek het kantore en 'n huis in Sheffield Beach daar by Ballito. Nou daai munisipaliteit is een van die beste munisipaliteite wat daar is. Maar hulle maak ook foute. Nou het hulle al hierdie speed bumps oral gesit. Maar daai speed bumps is soos klein Kilimanjaros. En nou word hulle nie altyd aanhoudend geverf met die wit waarskuwingsverf. Nou kom jy af, dis donker en dan ewe skielik slat jy hierdie Kilimanjaro. Wie wat daai kar se stamp, alles stamp in daai kar. Op die einde van die dag gaan dit groot skade veroorsaak en daar's mense wat kla daaroor en daar is klagtes daaroor. Maar wat nice is, al die paaie werk, daar's nie potholes nie, daar is nie probleme nie. En ek is seker daar's baie dorpe wat soortgelyk is aan Ballito. Ballito is baie groot en hy strek baie ver links en regs teen die kus af en bietjie binneland toe ook. Maar alles werk, alles is reg. En die ouens wat daar bly, is no problem want hulle weet hier en daar, maar daar kom baie mense wat besoek. So jy weet, dan moet 'n ou nou, jy kan nie kak en kerm en te kere gaan nie en nie iets aantrend doen nie. Jy moet jou al daai WhatsApps groeps moet dit rapporteer en daai inligting deurbring.
want die infrastruktuur wat daar verbeter is om spoed aan te spreek, paaie te beskerm en alles wat werk daar, klop Dusselboom. Alles werk daar en alles werk goed hoor. En as daar 'n probleem is, fiks hulle dit vinnig. Dit sluit in krag, water en. Maar daar's baie keer 'n nalatiging wat skade kan veroorsaak. So wat sê ek hierso? Mense moet saamwerk. 'n Munisipaliteit kan ook gehelp en geondersteun word en gewaarsku word oor goed wat kan verbeter en wat aangespreek moet word, soos in die geval. Maar op die einde van die dag, as in my plek hierso het ek 'n pad hier voor my wat permanent wegspoel, permanent. En die enigste buurman wat my help om hom op te vul is 'n ou wat 'n konstruksiebesigheid het. En hy ry aanhoudend grond en goed teen. Maar op die einde van die dag draai ons almal in hierdie straat wat hier verby loop. Is 'n grondpad. Ek is in die plaasomgewing plot, of ek haat die woord plot. Kom ons sê klein hoewe omgewing. Plot klink so, ek weet nie. Dit is net nie vir my 'n lekker woord nie. Dit klink so ek weet nie. Maar anyway, om almal saam te kry, om in te chip en jy weet hierdie pad een keer ordentlik die regte vulsel in te ry en te stamp ensovoorts. Maar 20-30 jaar terug het Dinokeng, Cullinan, Bronkhorstspruit munisipaliteite hierdie paaie eenmaal in 6 maande geskraap. Hulle het 'n grader gestuur en die skraper gekom en het hom perfek geskraap. That's not done anymore. So die munisipaliteit het heeltemal gefaal om die infrastrukture hier in die plaaslike omgewing aan te spreek. Alwaarna hulle omsien is die kragmeters en die watermeters. That's it. As daar 'n paalprobleem is, ja, dan kom hulle. En op die einde van die dag, die saamwerk met die munisipaliteite maak 'n groot verskil wat dit betref. En as elke ou sy handjie bysit, kan ou baie water spaar en krag spaar. Weet jy, so gepraat van in dieselfde gesprek hierso. Om krag te spaar, né, is een van die belangrikste goed nou in die winter. In die winter stel jy jou yskas dat hy so op 6 of 8 is. In die somer stel jy hom so tussen 2 en 4. Daai besparing op jou yskaste se krag is iets. In die winter sit jy jou geyser se stelling maksimum en jy stel hom op 'n timer dat hy sê byvoorbeeld 1 uur en 'n half hardloop. In die somer stel jy hom op sy medium en jy laat hom 'n uur hardloop. Die grootste elemente soos 'n ketel en 'n geyser vat die meeste krag. En jy sal verbaas wees hoeveel mense net eenvoudig dink nie daaraan nie om sy geyser op 'n element wat 'n element geyser is, tensy dit 'n gas geyser is, net eenvoudig te stel dat hy net 'n sekere tyd warm maak. As jy in die aande tussen 6 en 8 shower, dan stel jy daai geyser dat hy net voor 6 'n uur hardloop of 'n uur en 'n half, afhangende of dit 'n 150, 200 of 100 liter geyser is. Maak nie saak wat jy het nie, wat vat dit van jou om net bietjie huiswerk te doen en krag te spaar? Die ding van 'n permanente buiteligte aanlos is onnodig. Sit trigger switches aan. As iets verbykom, dan gaan die lig aan. Jy sal nie glo hoeveel mense loop in 'n huis rond en hulle los die kamerligte aan. Ek het familielede wat dit doen. Ek kakkel aanhoudend uit. Aanhoudend. My een familielid sê aanhoudend as hy aankom sê sy, sorry oom Mike, want sy is gewoond in haar huis sit sy nie ligte en goed af nie. Dan kak ek haar daaroor uit. Op die einde van die dag, mense is nie spaarsaam, maar hulle is baie vinnig om te kak en te kerm, hulle het nie geld nie, want die kragrekening is hoog nie, waterrekening is hoog. Vir 'n toets, jy hoef nou nie water te mors nie. Sit jou badprop na ons gechat het. Luister nou wat ek vir jou sê, dan kan jy gou-gou leer. Sit jou badprop in, en dan maak jy net jou kraan dat hy drup. So op hierdie telling. Drup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 druppels. Net so. Dan vanaand as jy gaan bad, kyk jy hoeveel water is daar. Watermos, jy kan dit nie glo nie. Mense wat net eenvoudig skorrelgoed nie behoorlik eers afvee nie, net afspoel en al daai rommel in die drein.
Weet jy, as jy nie jou borde se olie afvee met koerantpapier of met wipes, né, en jou borde redelik afvee voor jy hulle in water laat lê, laat hulle versag en daarna net liggies afwas. As jy net daai water was doen, né, jy sal nie glo hoeveel water spaar jy nie. En dan daai van net 'n bord, as hy nog half geëet is, net so uitspoel en dan 'n drein laat gaan. Dit is groot kaksoek daai, want jou drein gaan heeltemal verstop. En dan moet jy die ouens uitkry om te onverstop. En hierdie goed maak dalk baie kleinlik, maar ek wil vir jou sê, as almal in hierdie land net al hulle krane nie laat drup nie, en almal in hierdie land net elektrisiteit bietjie bestudeer en spaar, sal ons nooit probleme hê nie, ever, met krag en water nie. Maar orals waar ek gaan, kry ek krane wat loop, veral by die armste mense, in straatligte wat aan is. Dit is vir my verbasend, dat die mens so gemaklik geraak het en so gou sy omstandighede, of hy nou ryk of arm is, net eenvoudig aanvaar, sonder om bietjie deeglik te bestudeer wat gaan jou geld kos. Hoe kan jy geld spaar? Oorskietkos. Weet jy hoeveel mense moer net oorskietkos in die asblik? Gooi dit weg. Weet jy hoeveel mense weet nie hoe met rommel behoorlik te werk nie? Hou glas een kant, hou ysterige goed een kant, hou plastiek een kant. Wat moet jy verbrand, wat moet jy nie verbrand nie? Wat van skille, soos aardappelskille en enige ander skille wat jy weggooi? Hou jy een kant in 'n sakkie. Daai moer jy in 'n emmer en jy mix hom met kompos en jy die beste kompos ever vir jou potplante. Maar anyway, die daaglikse probleme tussen mense is hoofsaaklik weens wankommunikasie. Baie keer ook deur jaloesie, ja, hierdie ou het 'n mooier kar, hy het 'n mooier vrou, hy het 'n beter werk, afguns. En die Bybel en die gebooie waarsku ons tog so erg daaroor, want as jy afguns toelaat, kry jy bitterheid, nyd en woede, and then you get a criminal mind and intents to destroy en te benadeel. Jy weet, alles begin met 'n gedagte. As dit 'n goeie gedagte moet jy hom uitvoer. Don't swipe it en discard it. As dit 'n slegte gedagte is en jy verwerp hom nie en jy wis hom nie uit nie, you will consider it. Once you've considered it, you will contemplate. Then you will plan and then you will execute. Dis hoe die human mind werk. Nou weer eens, in die laaste minute ter afsluiting, hierdie goed is glad nie moontlik met die menslike krag nie. Die mens is van nature 'n fokker, sorry. Dit is sy demeanor, dis hoe hy is in sy natuur. Jy kan vir jouself sê, Mike, hoe kan jy dit sê, ek is actually a good guy. Net die woord dat jy sê, I'm actually, is al klaar daar dat die moontlikheid dat jy kan actually nie wees nie. Kom ons praat nie eers van wat is jou gedagtes oor jou bure en oor alles wat ek hier gesê het en is dit enigstens uitgevoer. Then you actually not a good guy or a good woman. Die menslike natuur is lelik. Die Here sê dit. Hy sê, wie ken die hart van die mens? It's beyond evil. Slegs die Here ken hoe erg hy is. Die Here sê dit. Hy sê nie, hoor jy net julle daar in Rusland is so nie. Of julle daar in Suid-Amerika so nie. Hy sê die hart van die mens, die algehele totale mens, is ewel, selfsugtig. He wants to be God, she wants to be God. Dit is jy, dit is ek, dit is ons, wat hier praat en luister. En ek sê nou vir julle, kyk, die mens kan uit sy eie uit baie vermag en doen, en die Here laat die son skyn oor almal, ongeag of jy hom nou dien of nie. That's another mystery wat ek nie kan verduidelik nie. Dis genade en barmhartigheid van die Here.
but you still need to make a choice whom you're gonna serve. Jy weet, Bob Dylan het daai tyd gesing, daai liedjie van hom is fantasties. Hy sê, you may be this, you may be that, you may be this, that and the other, and, but you're still gonna have to serve somebody. Onthou jy daai lied? Dit was fenomenaal. Jy moet hom bietjie hierna speel. Dit is net so. En as jy jouself wil dien, jy wil science dien en wat ook al, dan moet jy dit maar doen teen die beste van jou vermoë en jy sal steeds nog geseënd wees en moontlik suksesvol wees en baie dinge bereik. Maar van experience en van wat ek gesien het en van wat ek verduidelik het, raken die mens, het die mens die Heilige Gees, hy het Jesus Christus nodig. Hy het die Here nodig. Hy het sy Skepper nodig. Die ou wat Toyota gebou het 'n boek uitgereik en gesê, hierdie kar kan vir jou alles gee en doen wat jy nodig het. This is the best vehicle there is, Toyota. But you need to follow the instructions. Hier is die boek. Jy gooi nie petrol in 'n diesel engine in nie. Ons het die Here nodig om ons naaste te kan lief hê. Ons kan die Here God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele wese, ons hele verstand, al ons magte en al ons kragte. Ons kan dit doen. We really can. Deur die genade van die Here as ons tot bekering kom. Maar waarmee sukkel ons? Gelyk staan aan hierdie gebod om jou naaste te lief hê soos jouself. So alledaagse probleme tussen mense kan opgelos word deur jou regte gesindheid. Die manier hoe jy met mense praat, die manier hoe jy hulle benader. En jy gaan op 'n stadium kom, daar is wat net eenvoudig vir jou sê, man, ek wil niks met jou uit te waai hê nie. Ek voel fokol vir jou en ek wil niks vir jou sê nie. Fok off. Dan gebeur dit, dan is dit so. Dis 'n plat, verduidelikende, ingekleurde, identifiserende taal reg in jou gesig gesê. Maar moenie jy 'n attitude daaroor hê nie. Gehoorsaam dit en bly weg en leave him or her. Maar moenie dat daai jou afsit van ander mense wat wel met jou te doen wil hê, met wie jy wel behoorlik kan kommunikeer. Onthou, as jy reageer teen so 'n ou of vrou wat jou so hanteer, gaan dit meer sê oor jou as wat daai persoon gesê het oor jou. Jou reaksie gaan die bepalende faktor wees wat daai persoon gaan of laat dink of gaan laat versterk in sy verhouding wat lelik is teenoor jou. As jy net eenvoudig daar sê, dit is reg so, ek verstaan, en ek respekteer jou beslissing, ek staan af, ek staan weg, ek sal jou glad nie meer pla of enigiets. Net 'n kort kragtige antwoord en jou move on. Daai gesindheid, onemosioneel, professionele stelling, sê meer oor jou as en daar is jy die geëleveerde, professionele, stabiele karakter en die persoon nie, wat jou aangeval het of daai stellings gemaak het nie. Leave them. En jou voorbeeld van hoe jy dit gehanteer het, is dit wat die verskil gaan maak in daai persoon se lewe wat later gaan sê, hoor jy, ek is jammer. Julle sal, wat's interessant, ek kry mense wat my in die jare verskeie keer nader en sê, hey Mike, jy weet nou dat ek meer oor jou weet en jou ontmoet het, wil ek om verskoning vra, dat ek daai tyd so oor jou gedink het en so van jou gepraat het. Now I know you. Nou sien ek hoe jy dinge hanteer en al was jy daai tyd so met my, al was jy kwaai met my, al het jy my uitgekak. Ek praat van mense wat ek heavy vasgevat het oor sake of teenoor opgetree het, wat eventueel gesien het. The way I do it is the correct way, en was die agenda om te help and to make the difference. So, alledaagse probleme gaan jy altyd hê met jou gemeenskap, met jou straat, met mense by die werk, waar jy jouself ook al bevind. As jy iemand raakloop van vandag af, vra jouself altyd eers af, hoe kan ek hierdie persoon help, eerder as om te vra, wat kan ek uit hierdie persoon uitkry? Wat kan ek vir hierdie persoon doen, eerder as wat hierdie persoon vir my kan doen? Hoe kan ek hierdie persoon positief, meer, beter in alles kry en nalaat, eerder as wat hierdie persoon my meer gaan verryk en kan verbeter en kan nalaat?
First do the reverse, and then it will come back to you. En jy sal altyd meer ontvang as jy so lewe, want dit maak jou sterker en maak jou 'n beter persoon. Baie beter. En dit gaan jou rustiger en kalmer maak. Dit help nie jy lê in jou bed en jy fucking verloor het oor alles in jou omgewing nie. Do something about it. Begin met behoorlike, deeglike kommunikasie. En jy weet, dit is nou 'n groter gesprek, maar ons moet aflei. Maar oppas vir body language. Jy kan nie vir 'n ou sê en met hom praat en dan rol jou oë en jy kyk in alle rigtings en jy staan met gebalde vuiste en. You need to prepare the talk. And you need to be neutral. Jy kan nie kommunikasie uitvoer as dit nie neutraal is nie en as dit nie tot voordeel is nie en as dit nie met die gesindheid is van om 'n oplossing te vind. En dat jy dit werklik waar glo en graag wil hê met liefde, deernis en nederigheid. Verstaan ons nou na ons nou so luister, ek na myself en julle na my ensovoort. Hoe ver het die mens weggeval van net behoorlike, ordentlike kommunikasie onder mekaar sodat sonde met die bure net eenvoudig kan wegval deur as ons dit alles deurvoer wat ek hier sê. Hoorie Marius, ons kan miskien 'n verdere gesprek hê oor kommunikasie en hoe en ander vrae beantwoord as almal vir jou vrae sal stuur of stellings sal stuur of raad of advies sal stuur of dinge wat hulle deur gegaan het of beleef het en ervaar het met sonde met die bure of iets in 'n straatgemeenskap of iets in 'n hele gemeenskap of by skole of by besighede ensovoorts, hoe om daai konflik in situasies te hanteer om dinge te kan verbeter. Baie groete en seën vir julle almal. Baie liefde en mag die Here julle ryklik seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Mag hy julle barmhartig en genadig wees. Mooi loop Marius. Baie dankie Michael, gesels weer.